Goeiemôre julle almal, dis Woensdag, dis middel van die week en so vlieg ons ook verby in hierdie dae, nê? En ek sê dit nou die dag vir iemand, wanneer jy vandag gekry het, is dit nie nog 'n dag nie, dis juis nog 'n dag minder, want ons tyd op hierdie aarde loop elke dag sandkorrel vir sandkorrel uit, en ek en jy het die voorreg om dit wat vir ons nog oor is, te gebruik tot die eer van die Here Jesus. So, loop vanmôre saam met die Gees en mag die Here deur jou 'n ongelooflike lig wees wat hy kan laat skyn. En dit bring my vanmôre na ons gedeelte toe in Filippense 1 vers 21. En voordat ek hierdie vers lees, wil ek sommer vanoggend begin met 'n vraag. Wat is die lewe vir jou? Wat is jou lewe? Waarvoor lewe jy? Wel, hoor wat sê Paulus in hierdie vers. Om te lewe is vir my Christus. Om te sterwe is vir my wins. Dit laat my so dink aan ons katekismes wat sê, in lewe en in sterwe behoort ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser. Och, julle, dit is so mooi. Dis vanoggend vroeg hier waar ek sit, en waarskynlik as jy nie naby Kroonstad is nie, maar miskien al 'n bietjie nader is aan Gauteng, of jy bly dalk in die Kaap, is dit nog pikdonker daar, maar dit word mos nou vroeër lig in die noorde, as wat dit nou lig word in die suide. En so hier waar ek vanoggend is, begin die dag al te breek. Maar weet julle, of dit nou buite of in binne in jou hart donker is, Paulus is hier besig om 'n woord met ons te deel, wat ek dink ons vanoggend moet hoor. Vir my is die lewe Christus. Ja, vir my is die lewe Christus. Dit is net 9 woorde in die Griekse teks. en Paulus gebruik daai 9 woorde, om eintlik vir jou en my vandag te sê, wat die allerbelangrikste is. Ek meen, Paulus was in die tronk, toe hy hierdie brief geskryf het. En al het hy baie dinge gehad, waardeur hy moes gaan en waardeur hy geworstel het hy nogtans gesê, Jesus moet verheerlik word. Dis eintlik anders as wat ek en jy vandag sou reageer, né? Ek meen, Paulus sit in 'n dodesel. Hy skryf vir die mense in Filippi, hulle is so bekommerd oor hom, en dan stel hy hulle so gerus, julle moet julle nie oor my bekommer nie. Dit maak nie saak wat my omstandighede is nie. My lewe is Christus. Julle, kan ek en jy vanmôre dit vat en dit in 'n som omskakel. Wat is die lewe plus jy? En die gelyksom moet wees Christus. In Filippense 1 vers 18 sê Paulus juis dat God, omdat Paulus swaar kry, dat God hom gebruik om hierdie evangelie verder uit te dra. So ten spyte van Paulus' omstandighede is die Here besig om hom te gebruik. Al is Paulus se toekoms onseker, dit maak nie vir hom saak nie, want daar waar hy nou is daar waar die Here hom wil gebruik. Al wat saak maak is dat Jesus verheerlik moet word. En dan sê Paulus verder, in elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. Mag ek en jy vanmôre weet, dat hierdie lewe Jesus Christus is. Die lewe is nie 'n bestemming of 'n ampt wat ons moet uitleef nie. Die lewe is 'n persoon. Dis die Here Jesus, en ek en jy kan vanmôre net in hom lewe. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Ja, Here Jesus, kan ons vanmôre saam met Paulus hierdie gebed opper, dat om te lewe is vir ons Christus, en om te sterwe is vir ons wins. Here, help ons om vandag in daardie ongelooflike waarheid te gaan leef. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle almal. Mag julle 'n mooi en 'n geseënde dag verder hê. Ons gaan môre voort. Totsiens.